Wat sal die einde van die evangelie van God wees? Kom ons gaan na Jesaja hoofstuk 14. In vers 24 staan daar: Die Here, heerser oor alle magte, het 'n eed afgelê met die woorde: Soos ek iets bedink, so sal dit wat gebeur. Soos ek beplan, kom dit tot wat stand soos dit is. God het gesê, hierdie evangelie sal in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde verkondig word. Hy het ook gesê, daar is reeds geskrywe dat bekering tot vergewing van sondes aan al die nasies verkondig sal word. As ons dink dat dit onmoontlik is, kan ons nie sê dat ons in God glo nie. In God se oë is die aarde onbeduidend. Dit is so stof op die weegskaal. Kom ons gaan na vers 26. Dit is wie se besluit is dit? Dit is God se besluit. God het besluit wat oor die hele aarde geneem is, en dit is die hand wat uitgestrek is oor al die nasies. Ja, die Here, heerser oor alle magte, het besluit, wie kan dit verydel? Sy hand is uitgestrek, wie kan dit afweer? Eerstens het ons geloof nodig, sodat die heerlikheid van God oor die hele wêreld gewys kan word. Ons kan niks anders doen as om die saad te plant en dit nat te maak nie. God laat dit groei, laat dit toe om te spruit, takke te hê en vrugte te dra. Paulus het hierdie feit later diep besef en gesê: Dis hy wat plant of hy wat nat maak, is niks nie. Paulus het besef dat hy niks gedoen het nie. Wie het al hierdie dinge bereik? Dit is net God. Ons is die siele wat in die hemel gesondig het en na die aarde verdryf is. En God het ons die geleentheid gegee om te bekeer. Hy het vir ons gesê om die goeie nuus, die evangelie van die koninkryk van die hemel, aan al die mense van die wêreld te verkondig en terug te keer hemel toe. Dan, sodat ons kan terugkeer na die koninkryk van die hemele, moet ons die evangelie oral verkondig sonder om iets te mis. Om vir alle mense te preek is 'n bewys dat ons tot bekering gekom het en vergewe kan word van al ons vorige sondes. God het gesê, verkondig die woord, wees voorbereid in seisoen en buite seisoen. Wanneer ons die evangelie van die koninkryk van die hemele verkondig wat God ons toegelaat het, het God ons die vreugde gegee om 'n saad te laat uitspruit, 'n boom te word en vrugte te dra. Glo asseblief dat hierdie evangelie sekerlik sal groei waar jy dit ook al plant. Ons sal verseker genadige en pragtige vrugte dra wanneer ons die evangelie met geloof en sonder huiwering verkondig. Kom ons gaan preek. God het vir my 'n opdrag gegee om vandag te preek. So dit is iets waarna jy moet luister. Met die hoop dat al die Zion familielede hierdie werk sal kan doen, wil ek graag hierdie preek afsluit. Baie dankie.